Ek lees graag vir u vanoggend 2 Timoteus 3 vanaf vers 1. Dit moet jy weet. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, liefdeloos en onversoenlik, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. En dan in 2 Timoteus 4 vers 3 tot 4. Die tyd sal kom wanneer mense nie meer belang sal stel om na die waarheid te luister nie. Hulle sal eerder wil aanloop agter dinge wat vir hulle lekker is. Daarom sal hulle liewer na predikers toe stroom wat net vir hulle vertel wat hulle graag wil hoor. Van die waarheid sal hulle niks meer wil weet nie. Nee, hulle sal baie meer hou van allerlei stories oor godsdiens wat mense sommer uit hulle duim uitgesuig het. As daar ooit 'n teken van die tye was, wat ek met my hele hart glo, is dit hierdie skrifverse wat ons vandag gelees het. Die koms van sosiale media het vir ons pragtige dinge gebring, maar het ook ons grootste vyand geword. Daar is 'n menigte van predikers wat sê wat hulle wil, vertel wat hulle wil, die Bybel interpreteer soos hulle wil, en die waarhede van God se woord verdraai. En dit klink so wonderlik vir mense, en mense keer hulle rug op die kerk en op die woord van God wat hulle van kindsbeen afgeleer het, terwyl Paulus sê, weet dit, dat daar dwaalleraars sal wees in die laaste tye, maar jy, bly by jy wat jy van kindsbeen afgeleer het, en hoe dat jy in die woord van God gegroei en gevestig is. En ek wil baie graag vandag vir u sê, dis lekker om te hoor, daar is mense wat godsdiens goedkoop en maklik maak. Everything goes. Jy kan sondig soos jy wil, jy hoef glad niks te doen eintlik in jou lewe nie. Daar is nie eintlik sonde nie. Jy hoef ook nie by te dra vir die werk van die Here nie. Jy hoef ook nie jou gawes te gebruik om ander te bedien nie. Jy kan maar net op jou eie aangaan. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Met ander woorde, dit lyk nog na die regte ding, dit klink nog na die regte ding. Alles gaan so mooi, al emotions word deurgevat, maar die krag van die godsdiens word verloon. Waarom? Omdat mense vergeet het, dat God se woord sê, gehoorsaamheid is beter as offerhande. En ek wil graag vanmôre hierdie woord van waarskuwing spreek en vra dat u dit sal versprei, dat ons moenie dink, dat die God van liefde nie ook die God is waarvan die Nuwe Testament skryf, hy is ook 'n verterende vuur nie. Daar kom 'n dag, wanneer God elke mens in die gerig gaan bring, oor die wyse waarop hy gelewe het, jou lewenstyl, jou toewyding aan God se woord, die waarskuwings van Genesis tot Openbaringe, as jy dit verag, en as jy jou eie stelreëls opstel waar volgens jy die Here wil dien, of waar volgens jy dink jy werk vir die Here, of jy leef 'n bediening uit, gaan jy teleurgesteld wees, wanneer ons voor God gaan staan, en sê, Here, maar ons het al hierdie dinge in u naam gedoen, en hy sê, gaan weg van my, want ek het julle nie geken nie. Waarom? Omdat Jesus gesê het, nie elkeen wat sê, Here, Here, sal in my Vader se koninkryk ingaan nie, maar slegs hy, wat die wil doen, van my Vader, wat my gestuur het. Here, mag dit nooit van my gesê word, of van enige mens, wat ek ken, dat ons is geweeg, maar te lig bevind, in God se oë nie. In Jesus naam. Amen.